So ja, nou is die vraag, dis wat ons nou by die derde sessie, toerusting sessie vir hierdie week moet antwoord. Die vraag is, wat is Petrus, hulle se reaksie op hierdie prediking van Jesus oor wie die Messias, wie Christus werklik is? Dat hy die oorwinnende seun van die mense is aan die een kant, maar ook die lyende knegt van die Here. So, wat gaan ly, wat gaan sterf en wat gaan na 3 dae gaan opstaan. Wat dink Petrus toe hiervan? Nou, kom ons kyk. Ons sien dit daar, as ons nou, Lukas vertel nie daarvan nie, maar wel Markus en Matteus, en kom ons blaas by ons nou net na Markus 8 toe. Markus 8 vers 32 en 33, dit is nou net na Jesus die onderrig gegee het. Dan staan daar in vers 32 van Markus 8, en hierdie woord het hy ronduit gespreek, het nie doekies omgedraai nie, hy het die disippels reguit gesê, ek gaan ly en sterf en so aan. En Petrus het Jesus op sy geneem en hom begin bestraf. Here, u kan nie so iets doen nie, dit kan nie gebeur nie. Hoekom is Petrus by hierdie reaksie? Wel, Petrus en Israel, die res van Israel, die disippels op, bring nie Daniël 7 vers 14 se seun van die mens en Jesaja 53 se lyende knegt by mekaar nie. Hulle bring nie hierdie 2 lyne van die prediking oor die Messias in die Ou Testament by mekaar nie. Daarom is dit vir hulle verskriklik as Jesus dit sê. Vir hulle moes die Messias, die Christus, nie ly en sterf nie. Ons sien dit byvoorbeeld in Johannes 12, of ons baie Bybels gesoen toe, Johannes 12 vers 34, daar praat Jesus ook oor die feit dat hy nou gaan sterf, dat hy kruis toe op pad is. Net bietjie daar kom, Johannes 12 vers 34, staan daar Jesus antwoord, dat 'n stem uit die hemel gekom, en Jesus sê, die stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om hulle ontwil. Nou is dit die oordeel van die wêreld, nou is die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. Van die aarde verhoog word, beteken ek gekruisig word, en dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe, en dan sê vers 34, die skare antwoord hom, ons het uit die wet, met ander woorde uit die Ou Testament gehoor, dat die Christus tot in ewigheid bly, en hoe sê u, dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie seun van die mens? Hulle verstaan dit nie, want uit die Ou Testament leer hulle dat die Messias nie sterf nie, hy bly tot in ewigheid, en hulle sit nie sommer met hulle duime uit, jy lees dit in Psalm 72, jy lees dit in Psalm 89, jy lees dit in Jesaja 37, jy sien maar hulle bring nie die Ou Testament openbaring alles by mekaar nie. Hulle werk nie daarmee dat die Messias bly tot in ewigheid, omdat hy ook uit die dood uit gaan opstaan. Hulle werk nie daarmee, hulle hou nie van 'n lyende Messias nie. Hulle soek dit nie. Hulle soek die oorwinnaar wat hulle nou moet bevry uit die krisis van die Romeine en uit die krisis van die tirannieke mag, uit die krisis van armoede en so aan. Maar en daardie prentjie pas net nie vir hulle 'n lyende Messias. Nou, daarom in Markus 8, die ding wat ons raak sien van Petrus, wat vir Jesus sê, nee, Here, dit kan nou net glad nie so werk nie, nee, jy weet. Maar, wat sê Jesus dan vir hom? Hy sê vir hom, vers 33, Jesus het hom omgedraai, en terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê, gaan weg agter my, Satan. Dit is erg, nee. Skrikwekkend. Wanneer jy in die weg staan van Christus wat moet ly, dan is jy besig om eintlik aan die kant van Satan te staan, en dis wat Satan wil keer. Satan wil daardie moederbelofte evangelie verhoed. Nou, op die oomblik is dit nie asof Petrus deur Satan beseet is of iets nie, maar hy word eintlik die teenstander. Nee, dis wat Satan ook beteken, teenstander. En hy staan in die pad van Jesus en Jesus sê, nee, gaan weg agter my. Want, en ek kyk nou, en hierso lê Petrus se probleem, en ook die res van Israel se probleem, en ons almal se probleem, as ons Jesus nie reg sien. Hy sê, want jy bedink die dinge nie van God nie, maar die van
mense. Daar is Petrus se groot probleem. Hy dink nog met 'n totaal verdorwe verstand en hart oor die Messias. En daarom is hy blind om die Messias te sien soos die skrif hom openbaar. As ons die dinge van die mens bedink, dan bedink ons altyd vyandskap teen God, sê Romeine 8 vers 7. Vir mense is 'n lyende Christus 'n struikelblok en dwaasheid, sê 1 Korintiërs 1 vers 23. Ons leef blind vir die werklikheid, dat ons gewillige slawe van sonde en Satan onder die oordeel van God is. Ons leef blind vir die evangelie, dat dit alleen die lyende Christus is, wat sy lewe gee as losprys, dat ons uit die slawerny kan verlos, om lewe in die koninkryk van God te hê. Dis ons krisis, totdat ons nie raak sien, dat ons sondige slawe in mag van sonde en Satan is, en dat ons as gevolg van ons sonde onder die oordeel van God is, kan ons nie die lyende Christus verstaan nie. Die lyende Christus is daar om Satan te oorwin, maar ook om ons sonde skuld te betaal en ons uit die oordeel van God te bevry. Dis eers dan dat ons ook uit die mag van sonde en Satan kan bevry, Satan kan verslaan en ons die nuwe aarde en die koninkryk van God kan laat beerf. Petrus moet dit sien, ons moet dit sien. Die moment as ons dit sien, dan is ons net so dankbaar. As Jesus sê, die seun van die mens, moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en skrifgeleerdes en verdood word, en op die derde dag opstaan, en as ons prys die Here en loof hom, en ons dank hom, van kyk wat doen hy vir my die sondaar. Maar dit is belangrik dat ons dit raak sien, dat ons sondaars is. Wanneer ons sondekrisis verstaan, dan verstaan ons ook die Christus, die lyende Christus, reg. Nou, nadat Jesus hierdie dinge vir Petrus gesê het, en hierdie onderrig gegee, hierdie lering oor die ware Messias gegee het, kom hy direk daarna by baie belangrike disipelonderrig. Nou, dis waarby ons gaan stil staan in die 4de toerusting sessie vir hierdie week.